Good morning, dis lekker om die oggend so saam met julle te begin. Ek is Rosanne McKenzie. Hartlike goeiemôre. Hallo Elsa. Goeiemôre, ek is Elsa Esterhuizen. En ek is voor op die wa, Pieter Koen vanmôre. Hartlike goeiemôre, good morning. Saam met ons natuurlik die koning van kontant, minister Thys van Sail. Ons is weer Markte vandag, maar al die mense wat daar buite is. All aboard! Goeiemôre. Ek is vandag in 'n uitstekende by, want my span het die Engelse Premier Liga gewen gister with 4 games in hand. Go Liverpool. Lekker. Dit was 'n bedrywige sport naweek. Ek kan nie wag om later 'n bietjie te hoor wat Arnold alles te dele het nie. Maar ja, Hier's waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons vier natuurlik vandag Vryheidsdag met 'n baie lekker program. So ons het gedink dat ons 'n bietjie met die jong mense gaan kuier. Ons gesels met die jong sterre van die reeks se Spooksoeker en Niggies en ons word besoek deur mevrou Wêreld Suid-Afrika 2025 verteenwoordiger Zoalies Jansen van Rensburg. Ja. En onthou ons wil ook graag 'n bietjie van jou hoor. Dalk lê jy nog lekker in die kooi of het jy die kombers nader getrek daar oor die rusbank voor die televisie. Stuur vir ons asseblief om van jou te hoor te laat kom, né? Dis hoe mense sê. Wat gaan aan met my vanmôre? Die QR-kode op jou skerm skandeer hom en laat weet van jou. Hoe dit ook al sê, solank jy 'n koppie koffie of tee in jou hand het, Pieter, dalk is dit die probleem. Dalk Net is 'n dit bietjie dit. koffie Dalk kry. is dit Nou plan maak. Ryk so vas. Ek gaan maar 'n stukkie vat so lank. Vat 'n slukkie. Nou ja, dit is nou tyd vir oggendpraatjies. En julle weet ek word baie keer gespot as die HAT hier by Nee. Maar ek het gister so 'n bietjie op sosiale media tyd spandeer en ek het op 'n plasing afgekom. Maar dit is ook 'n taaltoffie wat ek self nie kan oplos nie. So kyk gou saam met ons. Hallo julle. So ek het tot 'n besef gekom. Daar is geen Engelse woord vir laatlammetjie nie. So ons moet aan een dink. So as jy aan 'n woord kon dink wat gepas is vir die Engelse weergawe van laatlammetjie, wat sal dit wees? Skiet met idees. Ja. Dis 'n goeie punt wat sy maak, né? Ja. So ek bedoel ons het 'n hele paar woorde vir laatlammetjie in Afrikaans. Ek het selfs al van die woord pensioenvretertjie gehoor. Julle ook al daarvan gehoor? Onlangs. Oor knypertjie. Maar het julle dalk 'n Engelse vertaling of 'n voorstel? Yes, dis 'n bietjie onkant gevang hè. Engels dadelik, Pieter. Bietjie vroeg vir my vanmôre. Ek gaan aan nog 'n paar Afrikaanse dink, jy weet, soos 'n oorstoot drie beseringstyd. Penalty try. Penalty try. I got it. Well, I can think of surprise baby, or late surprise baby, or late but I mean, you can have a surprise baby a year after you've had a baby, so it doesn't necessarily have to be a laatlammetjie. Ja. Maar dit is 'n goeie voorstel. Volgens 'n ander sosiale media verbruiker genaamd Michelle van den Berg is die Engelse term 'n caboose baby. 'n caboose baby. Caboose. Ja. Oh yeah. Sê Aussie. I don't know. I choose the caboose baby. Ek sien daar is ook 'n ander voorstel slat barn. Dis ook vir my. Ek het nog nooit van dit gehoor nie. Dit het seker iets te doen met die agterste of die laaste baan wat gebou is op die plaas. 'n caboose, is dit nie iets te doen met 'n trein of so nie? Ja, die laaste bakkie op die trein. Ja. Daar's 'n Ja. bakkie. So dit maak tog tot 'n mate sin. Ja. Maar nou wil ek ook sommer vir ons kykers vra, is daar enige ander woorde wat julle miskien sukkel om te vertaal? Enigiets wat julle wou byvoeg? Ja, nou ja. Ek dink daar is woorde in Afrikaans wat so mooi beskrywend is. Soos dalk nie woorde wat ek sukkel om te vertaal nie, maar spookasem. Ag ja. Dit is vir my een van die mooiste woorde en dit beskryf daai ding so perfek. So nie iets wat ek sukkel om te vertaal nie, maar 'n mooi Afrikaanse woord waaroor ek mal is. Of dalk 'n bietjie Engelse vertaling van 'n hangover. Jy weet terug na Afrikaans toe. Ja, Nie die een waar ons wat sal dit gewoond is nie. Jy weet wat so ander woorde is daar vir hangover In Afrikaans. in Afrikaans? Behalwe die lelike Wingerdgriep. wingerdgreep. Greep, dit is Kyk baie nou vir mooi. jou. Dit is baie mooi. Ek wil nou oorgaan na ons volgende storie en vir jou wil ek vra en vir jou Pieter, hoe lank het julle vrouens nie met julle gepraat nie? Al vir hoe lank? Dit
en Lotie. Wat is die langste wat hulle vir julle twee die silent treatment gegee het? Die TV is aan, maar daar's geen klank nie. Nou moet ek mooi dink. Ek weet my vrou lê daar nog in. Ek weet nie, maar dit was seker 'n kwessie van so 3 of 4 dae. Ja. Dis lank. Dis baie lank, moet ek die koue skouer kry of net môre? Ja. Wat het jy gedoen? Ek weet nie, dis seker dis lang stories. Ons het nie tyd nie. Ons tyd is beperk. Okay. Guys, As jy na my kyk, Pieter is bevoorreg dat sy vrou net 3-4 dae met hom praat op 'n slag nie. Sy wil kyk ook al jare. Bietjie stil. Nee, wat? Ja, myne bly nie stil nie, hoor. Okay. Nee, ek hoor dit van die begin tot die einde as daar moeilikheid is en sy herinner my elke 2 minute luister, daar is moeilikheid. reg so. So hierdie storie kom uit Japan uit. 'n Japaneese man, Oto Katayama, het vir 20 jaar nie 'n enkele woord met sy vrou gepraat nie. So die rol is omgeruil nommer 1. Ja, so presies. Okay. They had kids together. They were raising these kids in the same house, but he didn't speak to her. So even though she tried to get him to talk to her, she would try and get him to talk. Hy het net geknik en gegrom en dit was sy antwoord aan haar. Verbasend genoeg het hulle in hierdie tydperk nog 'n kind gehad. Terwyl hy nie met haar Terwyl praat. hy nie met haar gepraat het Daar nie. was 'n small talkie. Yes. Hulle het probeer opmaak. I shame, maar uiteindelik het hulle Was stil. uiteindelik het hulle seun nadat hy was so bang dat sy ouers sou skei dat hy nou op na sy pa se aftrede that he tried to get them to reconcile and to actually speak, and then he asked his dad, why did you not speak to mom for 20 years? En sy antwoord was, sy was so gefokus op die kinders, hy het gevoel asof hy agtergelaat word. Toe gee sy hom 'n uitklop. Ai, Toe is sy soos, ja. Wat is die langste wat jy al gegaan het sonder om met iemand te praat? Nie noodwendig 'n eggenoot of so nie. Ja, want dit bestaan nou nog nie, nee. Ja. Ek kan nie dink nie. Ek is een van daai vredesmakers. Ja. Vredemakers. So ek sal nie sommer iemand net Ja. ignoreer nie. Behalwe as iemand nou dalk ingeskakel is wat my gaan reghelp. So nie iets waarvan ek kan onthou Dis nie. interessant. Ek kan ook nie altyd daaraan dink nie, maar daar sal iemand wees wat my kan herinner en sê, "Maar Ja, onthou ja. jy?" Of van my Ja. kinders sal dalk vir my sê, "Maar pappa het seker al vir so lank nie met my gepraat nie," of wat in die geval is. En jy? Wat? Amper 10 jaar. Amper 10 jaar. Ek het 'n vriendin gehad wat toe nou nie meer my vriendin was nie. En ons het 10 jaar nie gepraat nie. En ek het haar seker so 3-4 maande terug by 'n partytjie gesien, want ons het steeds gemeenskaplike vriende, toe sê ek net hi en beweeg ek aan met my lewe. Ek is 'n grudge houer. Ja. Nee. So ons is die teenoorgestelde. Stima. Dis Elsa, ek en jy gaan langs mekaar moet staan. Ek sou tevrede maak met jou. En vir alles met argumente ook kom met my en Lotie. Sy wil ook beklei soos Oudet, jy wil dit hoor. Ek's net ja, nee. Jy grom en knik net soos hierdie Japaneese man. Wel, so leer ek elke dag iets nuuts by my kollegas hier op stel. Net so, né? Ons knik net. Ons knik net, maar jy moenie net knik nie. Jy kan saamgesels op ons sosiale media platforms. Ons laat dit vir eers net daar, maar ons gaan beslis nie stilstype kry nie, so ons gesels net hierna verder, bly ingeskakel.